bedien rondom die tema die nuwe wyn. 'n vreeslike krapperigheid in my keel, so verskoon as ek swaar is op water vanmôre. Die nuwe wyn, ek het laas week begin en ek wil vanmôre so eentjie verder gaan vanmôre. Ek wil hê ons moet saam lees Markus 2, die 22ste vers. Hy sê, en niemand gooi wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die sakke laat bars. En die wyn loop uit en die sakke vergaan. Jy gooi nie nuwe wyn in 'n ou sak nie. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. Kan jy dit net gou saam met my sê vanmôre, nuwe wyn hoort in 'n nuwe sak. En ek het laasweek ook gesê, as jy nou hierso sit vanmôre en jy dink ek gaan vir jou toestemming gee om te drink, dink weer. En as jy hierna hardloop tops toe, ek gaan vir jou wag daar. Ek praat nie van in die vlees nie, ek praat in die gees vanmôre. Hoekom jy nie 'n nuwe wynsak, hoekom jy nie nuwe wyn in 'n ou wynsak gooi nie, is baie eenvoudig. Kon jy toe vir ons 'n prentjie kry? Dit is om en by hoe die ou wynsakke gelyk het. As jy 'n nuwe wynsak vat, daardie leersak, en jy gooi nuwe wyn daarin, dan fermenteer die wyn, die goed gis blykbaar, ek weet nie. En soos wat die wyn gis, so rek daardie sak. En as jy dan daardie wyn uitgooi, en jy vat daardie ou sak, en jy gooi daardie nuwe wyn in, dan gis of fermenteer daardie nuwe wyn ook, en dan wil die sak vanweë die druk nog uitsit, en dan skeur die sak. Dit is hoekom jy nuwe wyn in 'n nuwe sak moet gooi, want as jy nuwe wyn in 'n ou sak gooi, dan gaan die sak skeur. Ek wil hê jy moet daardie beginsel verstaan. Dit is so belangrik in my en jou lewe, dat dit opgeteken staan in die woord van die Here. En wanneer ons praat van die nuwe wyn in die woord van die Here, ek het bitter baie definisies gaan opsoek en baie definisies gaan lees. Jy moet my nie nou verloor nie. Met nuwe wyn word bedoel die volheid. Die volheid, ek hou van daardie woord. Die volheid van dit wat die Here vir my en jou instoor het. Dis die nuwe wyn, is dit wat die Here vir my en jou instoor het. Kan ek so 'n bietjie verder gaan? Ek haas my vanmôre, maar julle is skerp, julle hou by vanmôre. Jy sien in die Ou Testament was daar 'n bedeling wat gegaan het oor, en ons het gelees dat dit het gegaan oor die teenwoordigheid van die Here bo op mense. Is julle met my? Gaan lees die profete, gaan lees die skrifte oor die werkinge van die Heilige Gees in die Ou Testament. Dan beskryf dit dat die Gees van die Here het oor hulle vaardig geword. Ek wil hê jy moet weet vanmôre dat ek en jy is nie meer in 'n Ou Testamentiese bedeling nie, maar ek en jy is in 'n Nuwe Testamentiese bedeling. Ek het dit laasweek gesê en ek wil dit weer sê, dat dit is vir my so pragtig simbolies, toe die Seun van God sy asem uitblaas op Golgotha, toe skeur die voorhangsel van bo tot onder, sodat ek en jy nie meer aan die buitekant hoef te staan nie, maar sodat ek en jy nie as 'n volk nie, nie as 'n nasie nie, nie as 'n taal nie, maar sodat ek en jy as individue, as mense, 'n persoonlike verhouding met die Here kan hê. Julle verstaan daarin. So, dit is nie meer net in die Ou Testament, die Gees van die Here bo op jou nie. Ons is in 'n Nuwe Testamentiese bedeling, waar die woord leer, dat die Gees van die Here bly binne in jou. Binne in jou. Ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre, binne in jou. 1 Korintiërs 6:19 verklaar, hy sê, jy is 'n tempel van die Heilige Gees.
Kan jy dit net saam vir jouself sê vanmôre? Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. So net so terloops, dit beteken, daar waar jy gaan, daar gaan die Heilige Gees. En dit wat jy aanvang, die Heilige Gees weet daarvan. Dan 2 amens. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. 2 Korintiërs 4:7 beskryf dit met ander beeldspraak. Hy sê, jy het hierdie skat in die erdekruik. Ek en jy is hierdie erdekruik, en binne in hierdie erdekruik is hierdie skat van onskatbare waarde, genaamd die Heilige Gees, genaamd die genade van die Here. Bybel sê, jy's 'n tempel van die Heilige Gees. Die Bybel sê, jy is 'n erdekruik, waar binne hierdie kosbare skat is, en dan is daar een beskrywing verder, wat sê, en ons het dit nou net gelees, dat ek en jy is 'n leersak, waarin die nuwe wyn van die volheid van Christus moet woon. Is julle nog saam met my vanmôre? Weet, as 'n mens hierdie woord voorberei, dan moet jy so versigtig wees. Nou bid ek, sê Here asseblief, as ek vanmôre preek, dat ek net onthou wynsak en nie papsak nie. Dat ek net, Here, wynsak, dat ek dit Bybels hou, wynsak. Maar die Bybel leer ons, dat as ek en jy wil uitkom, kerkie met my hoor, want as jy dit gaan verstaan, gaan dit baie vrae in jou lewe antwoord. En die Bybel leer, dat as ek en jy wil uitkom by die volheid, wat die Here vir jou instoor het, dan moet jy sorg, dat hierdie tempel, dat hierdie erdekruik, dat hierdie wynsak reg is. Dat hierdie wynsak reg is. Jy sien, ek het 'n emmer gegryp daar by die huis, en ek hoop jy gaan moeilikheid kry daaroor nie. Jy sien, en hier's die probleem, in baie kinders van die Here se lewe. Die Here gee, en die Here gee, en die Here gee. Maar die probleem is, dit wat die Here gee, is besig om uit te loop, want die emmertjie is stikkend. Die emmertjie is stikkend, en jy kan maar soveel water hierbo ingooi, as wat jy wil, dit gaan nie binne bly nie, want die emmertjie is stikkend. En jy sien, die probleem is nie by die water nie. Jy sien, en baie mense soek altyd kan ons gou vir 'n oomblik gou reguit praat, ons is mos net 'n familie. En baie mense soek baie keer die probleem by die Here. Here, maar hoekom ek bly leeg? Ek bly leeg. Here, hoekom gebeur dit nie? Here, waar is die belofte? Here, waar is die antwoord? Here, waar is die verlossing? Here, waar is die deurbraak? Here, waar is die verandering? Hoor my vanmôre, die probleem is nie by die water nie, lê die probleem nie dalk by die emmertjie nie. Nou raak dit vinnig stil. Nou raak dit stil. Jy sien, die probleem is nie by die Here nie. Kan ek dit vir jou vanmôre verklaar, dat God is 'n goeie God? Ek wil dit weer sê, dat God is 'n goeie God. Hy is ook nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Hy skeer almal onder dieselfde kam in plat. Hy's nie aannemer van 'n persoon nie. Hy het ook nie wit broodjies nie. Hoe ons is lief om dit te sê, ja, daai is die Here se wit broodjie. Ja, as daai een 'n bit nonsens, die Here het nie wit broodjies nie. Ek het 'n wit broodjie. Die Here het nie. Die Here het nie wit broodjies nie. Ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, die Here wil vir jou meer gee as wat jy ooit van kan droom. Maar ek wil hê dat jy moet verstaan, kerk, kind van die Here, dat ek en jy is nie altyd reg vir dit wat die Here wil doen nie. Hoekom nie? Want baie keer is die Here besig om in ons lewe te deponeer, maar die emmertjies is stikkend.
En dan lek ons weer leeg en dan kan ons nie verstaan waar is die probleem nie. Kan ek vandag vir jou sê die probleem is die emmertjie is stukkend. En vanmôre, ek glo ek met my hele hart dat die Here het my woord gegee vir Gebou Aanbiddingsentrum en vir jou vanmôre en vir jou te sê dat dit tyd geword kerk. Hoor my vanmôre, dit het tyd geword dat jy die emmertjie in jou lewe begin regmaak. Dit het tyd geword dat jy die gaatjies begin te toestop, dat die Here jou kan seën, dat die Here jou kan ontmoet, dat die Here jou kan oplig soos wat hy jou wil ontmoet en soos wat hy jou wil deurdra. Probleem is nie by die water nie. Die probleem is hier by die emmertjie. Baie keer loop ons, kan ek dit maar sê vanmôre. Baie keer dan kry jy mense, hulle loop rond, hulle is vir die wêreld kwaad. Dan kry jy mense die wêreld skuld hulle. Nie, julle is wonderlike mense. Hulle is vir almal kwaad. Die probleem is nie die wêreld nie, die probleem is nie die mense rondom jou nie, die probleem is nie die Here nie, die probleem is nie die belofte nie, die probleem is jou emmertjie is stukkend. Amen. Maak die emmertjie reg, dat die Here meer en meer kan gee. Maak die emmertjie reg, dat hy kan volloop. Maak die emmertjies reg. Kan ek vir jou sê, wat is een van die belangrikste woorde in Christendom? Maar dit is een van daardie woorde wat kinders van die Here die minste wil hoor. Kan ek vir jou sê, wat is daardie woord? Dit is die woord verander. Change. Verander. Jy sien kinders van die Here het baie keer so ding. Ek sê weer, nie julle is te oulike mense. Ander kerk, veral kerkmense. En weet jy wat, baie keer is kinders van die Here so ingestel op ander mense. Hulle het soveel te sê oor ander mense. Hulle het soveel opinies oor ander mense. Die Here sê vanmôre, kykie, los ander mense uit. Dis jou emmer wat stukkend is, man. Jou emmer. Verander. En dit geld vir ons almal. Elke môre wat ek opstaan, is 'n nuwe dag. Elke môre wat ek opstaan is 'n dag wat ek moet toelaat dat die Heilige Gees in my binneste werk. Is 'n dag wat ek moet toelaat dat ek groei. Is 'n dag wat ek moet toelaat dat ek nader aan die Here beweeg. Is 'n dag wat ek moet toelaat dat die verkeerde wat ek gister gedoen het, dat ek dit nie elke dag doen nie. Ek en jy moet verander. Ek en jy moet groei. Ek het dit laasweek gesê en ek gaan dit weer sê vanmôre. Ek en jy as kinders van die Here is nie veronderstel om te stagneer op een plek nie. Die Bybel sê ons is veronderstel om te beweeg van heerlikheid na heerlikheid, from glory to glory, want ek en jy moet groei. As jy die Here dien vir jare, dis ook maar myself meet ook. Jy kan nie die Here vir jare dien en dieselfde bly nie, man. Dan sal fout. Jy kan fout. Jy kan nie die Here dien vir 10, 20 jaar en nog met dieselfde goed sukkel waarmee jy 10, 20 jaar terug gesukkel het nie. Dan sal fout. Wat is die fout? Jou emmertjie is stukkend. Iewers moet daar verandering wees. Iewers moet daar groei wees. En dan loop baie mense in rebellie en ek gaan weet nie hoekom nie, ek tel net iets in my gees op. Dis nie waaroor ek wil preek nie, ek wil nou klaar aangaan met nuwe wyn, maar ek tel iets in my gees op vanmôre, want ek ervaar net vanmôre dat daar's by party mense is daar 'n rebellie en baie mense sit met 'n rebellie. Hulle is vir almal, kyk na jou emmertjie. Emmertjie is stukkend. Ek lag nou wat hier's van die susters wat kyk, pastoor, hoe lyk die tafel? Het jy plastiek onder gegooi? Dit is al reg. Ek wil vir jou sê, die tafel alles is alright. Maak jou emmertjie reg, dat die Here jou kan seën. Kan ek vir jou lees? Efesiërs 4:22.
En ek wil hê dat jy moet verstaan vanmôre om vir iemand te sê, hy moet verander, is nie 'n bestrawende boodskap nie. Ek staan nie vanmôre as die predikant van hierdie gemeente en ek weet dat ek is nog elke dag besig om te verander. Party dae dop ek die toets, lelik. Die volgende dag skryf ek kom, dan kom ek om daarom weer deur. Ons almal groei. Hy sê Efesiërs 4:22. Hy sê dat julle wat die vorige lewenswandel betref, pos net daar. Daar's 'n vorige lewenswandel. Wat het gebeur? Daar moes verandering gewees het. Dat jy wat moet doen? Dat jy die ou mens moet aflê. Los daai ou mens. Los daai ou gewoontes. Los daai ou dinge waarmee jy sukkel. As mense wat 20, 30 jaar sukkel, hulle moet dieselfde ding. Wanneer gaan jy dit los? Wanneer gaan dit daar bly? Jy is veronderstel om in Christus 'n nuwe skepsel te wees. Psalm 51 vers 12 skryf hierdie woorde. Kan dit nie by in jou begeerte wees vanmôre nie? Elke keer wanneer ek hierdie Psalm lees, dan raak ek bewoe in my hart, dan roer daar iets in my hart. Ek het Sondag en Woensdag aan daaroor gepraat in die Bybelskool. Koning Dawid, 'n man na God se hart. Maar die Here het geweet, Dawid kon nonsens aanjaag. Maar Dawid het geweet, hy moet ook verander. Dawid het geweet, hy moet ook groei. En hy skryf hierdie Psalm, hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in hierdie binneste van my. Hoor wat skryf Dawid, hy's die koning, hy was die gevreesde man, net so geliefd wat hy was, so gevrees was hy, maar hy skryf, hy sê, Here, en gee opnuut in hierdie binneste van my. Hy's nie besig om vinger te wys na almal rondom hom nie. Hy sê, Here, hier in hierdie binneste, Here, my binneste, Here, my binneste. Kan jy nie vanmôre dieselfde gebed bid en sê, Here, skep in my 'n rein hart nie? Kan jy nie vanmôre bid en sê, Here, hierdie binneste van my, Here, skep in my binneste 'n vaste gees nie? Daar moet verandering wees. Daar moet 'n groei wees. Is julle nog met my vanmôre? Romeine 12 vers 2. Vir die wat bekommerd hoe lank ek nog gaan wees, ek is nou amper halfpad. Romeine 12 vers 2, hy sê, en word nie. En ons apostolie sukkel met die een. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ek het nog nooit 'n behoefte gehad om in te wees met hierdie wêreld. Want ek is nie van hierdie wêreld. Ons burgerskap is van die hemel. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Die ander vertaling sê, en word nie aan hierdie modes van hierdie wêreld gelyk nie. Kan ek net gou daar stop? Ek wil net gou sê, ek wil hê vir al ons jong mense moet ons hoor. Die feit dat iets aanvaarbaar is vir die wêreld daar buite, beteken nie dit is aanvaarbaar vir God nie. Die feit dat die wêreld daar buite dit doen, beteken nie dat ek en jy moet dit doen nie. Dit beteken nie dat dit wat gewild of dit wat in is vir die wêreld is gewild en in by my en jou nie. Ek en jy het 'n ander stel reëls waarvan ons leef. Ons leef volgens hierdie stel reëls. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. En daarmee sê ek nou nie, jy moet oudtyds en oor die muur wees nie. Ek sê, geniet jou lewe binne die perke van God se woord. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hy sê, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hy sê, verander. Tik dit gou so aan die een langs jou en sê, verander. En nou sê dit gou vir jouself, ek moet verander.
Ek moet verander. Jy sien, en as jy nou vir die een langs jou gesê het, verander, maar jy het dit vir jouself gesê nie, dan het jy klaar 'n probleem. Die nuwe wyn, ek gaan vinnig net 3 goed noem, dan maak ek klaar. Ek het laasweek vinnig daarin gevat, ek gaan net weer daarin raak vanmôre. Hierdie 3 is so belangrik vanmôre. Die nuwe wyn spreek van 'n dieper, 'n meer intieme verhouding met die Here. Luister wat skryf Psalm 73 vers 28. Luister wat skryf hierdie Psalm. Hy sê, maar wat my aangaan, hy sê dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here het ek my toevlug gestel. Is dit jou gebed vanmôre? Ek gaan nie oor hierdie 3 dinge preek nie. Ek gaan vanmôre vir jou vra, is dit ook jou gebed wat jou aangaan vanmôre? Is dit ook vir jou goed om naby God te wees? As jou toevlug tog die Here. Van die nuwe wyn spreek van 'n nuwe en 'n dieper verhouding met God. Nie 'n Ou Testamentiese bedeling waar die priester vir jou moet offer nie. 'n Nuwe Testamentiese bedeling waar God, die Here, jou naam ken. Jeremia 29:13, ons lees net altyd 29:11, ons vergeet vir vers 13. Hy sê, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Hoe kosbaar is dit vanmôre om te weet dat die Here sê, as jy my soek, ek sal seker maak, in my eie woorde, as jy my soek, ek sal seker maak, jy kry my. Die Here sal nooit sy aangesig verberg van manne en vroue wat hom soek nie. Kan ek vanmôre vir jou sê, dat die Here wil vir jou 'n God wees van naby? Kan ek vir jou sê vanmôre dat hy wil saam met jou wandel? Kan ek vanmôre vir jou sê, ek is so bewus vanmôre van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat die Here sien uit na die tye wat jy saam met hom spandeer. Ek wil ook vir jou sê, dat die Here mis die tye wat jy saam met hom spandeer het, maar nie meer saam met hom spandeer nie. En soos van die Here in die tuin van Eden, het die Here 9 dae gaan lees, het Genesis 1 en 2, Genesis 3, was die sondeval. Ek het laasweek vinnig daarin geraak, en die Here het saam met Adam en Eva, het die Here gewandel in die tuin en gewandel in die aandwindjie, maar toe Adam en Eva nie meer daar was nie, wat sê die woord, en die Here het gesoek na hulle. Kan ek vir jou sê vanmôre, wedergebore, bloedgewaste kind van die Here, dat die Here soek jou, die Here begeer om 'n dieper, meer intieme verhouding met elkeen van sy kinders te hê. Dis die nuwe wyn. Is daai verhouding wat ek en jy met die Here het. Ek kan heeldag praat met daardie verhouding, maar al wat die uitroep is vanmôre is, my kind, spandeer net weer tyd saam met my. Maak daai gaatjies, maak hierdie gaatjies, hierdie gaatjies van so besig wees, hierdie gaatjies van baie dinge, hierdie gaatjies wat alles is belangriker as die Here, hierdie gaatjies van ek het nooit tyd nie, hierdie gaatjies van die verskoning en daai verskoning en wat ook al, ek gaan nie daaroor preek vanmôre nie. Die Here roep vanmôre die Heilige Gees en sê, my kind, maak daardie gaatjies toe, want ek wil vir jou wees 'n God van naby. Nuwe wyn praat van 'n nuwe, intiemer verhouding met die Here. Kan ek aangaan? Is dit oukei met julle? Die nuwe wyn spreek van jou blydskap. Ag, ek gaan tot 3 tel en smile ons gaan almal. 1, 2, 3. Die nuwe wyn spreek van jou blydskap. Jy besef nie hoe belangrik is blydskap in jou lewe nie. Nou het daar gesê, dis 'n ding van die
kerk wat ek nooit kan verstaan nie. As iemand nou hier voor op die mat kom huil en dis net, ek mag nie sê wat ek nou wou sê nie, maar dis net trane wat loop en hulle snik en is droefheid en hartseer, as stap die mense uit. Hoe die Here het gewerk vanmôre, maar oppas as iemand nou lag, dan sê ligsinnig. Oppas as iemand nou in die gees lag, dan word daar 4 ure se Bybelstudie gehou. Maar luister my geluister gou vanmôre, ek wil klaarmaak. Die duiwel is daarop uit om jou blydskap te steel. Ek sê dit sommer vir jou reguit. Die duiwel is daarop uit om jou blydskap te steel en ek gaan nou vir jou sê hoekom. Daar's net daar wat jy by die huis uitstap met 'n lied in jou hart. En dan gebeur iets. Hulle ry agter in jou kar vas. En net daar is jou blydskap weg. Iets gebeur. Weet julle waarvan ek praat? Of jy voel die dag so goed. My ouma het altyd gesê, die duiwel het hulle gestuur. En dan kom maar net iemand jou pad langs. Mevrou suurdeeg en meneer blydskapdief. Dan kom hulle jou pad langs. En hulle kom sukkel jou so om. Binne 2 minute is jou blydskap weg. Is jou blydskap weg. En dit gebeur baie keer in jou verhouding met jou kind. Nou, nog saam gespeel. 2 minute, dan wil jy sy nek omdraai. Gebeur. Oor huwelike gaan ek glad nie praat vanmôre nie. Dit gebeur. Want die vyand wil wat doen? Die vyand wil jou blydskap steel. Hoekom? Kan ek vir jou lees hoekom? Dis nie 'n moeilike som om te maak nie. Luister wat sê die woord van die Here. Nehemia 8 vers 10. Hy sê, jou blydskap in die Here is jou beskutting. Ek wil eendag net preek oor blydskap in die Here. Ek het nie tyd vir môre. Maar jou blydskap in die Here, dit is jou beskutting. Met ander woorde, jou blydskap beskerm jou. Jou blydskap beskerm jou. Hou net vas, ek gaan nou vir jou, gaan nou in mekaar val. Jou blydskap beskerm jou. Hoekom skryf Filippense 4 vers 4 skryf? Hy sê, verbly julle altyd in die Here. Hy sê, ek herhaal, verbly julle. In enige omstandighede, as enigiets gebeur, hy sê, verbly jou in die Here. Weet jy hoekom? Hoor my gou kerk, hierdie is baie, baie belangrik. Want as jy jou blydskap verloor, vra vir my, ek het al skoolgeld betaal. As jy jou blydskap verloor, dan maak jy die deur oop vir die vyand. As jy jou blydskap verloor, dan maak jy die deur oop vir die vyand. Want die oomblik, as jy jou blydskap verloor, dan dink jy en jy doen dinge wat jy normaalweg nie sou doen nie. Want jy het jou blydskap verloor. Jy is nou omgesukkel. En dan raak ons apostolies sê ook sommer gou, ag, nou gee ek nie meer om nie, en dat mense ook nou maar dink wat hulle wil. 20 jaar gesukkel om 'n getuienis op te bou, en dan gooi jy hom in 2 minute weg. Ek kan maar amen sê. Ons was almal daar. Dat jou blydskap beskerm jou. Blydskap is jou beskutting. Weet, ek sal dit nooit vergeet nie. Ons moet leer om weer, ek het 'n klomp goed met blydskap, maar tyd gaan my vang. Ons moet leer om weer bly te wees in die Here. Ek het 'n oom geken jare terug. Hy is nou al oorlede. Hy is al vir baie, baie jare oorlede. En wanneer die musieke begin speel het, maar die oom kon nie meer so lekker loop nie. Dan het hy 'n dansie gehad. Hy het 'n dansie gehad. En was nie vreeslik van 'n dans nie. En as die musieke begin speel, dan het hy nou die een arm het hy nou so gehad, want hy's nou in die kerk, en dat hy altyd 'n shoot aan, en hy's redelik waardig.
Maar hy kon ook nie regtig meer dans nie. En al wat hy gedoen het is, en hy het dit in perfekte ritme gedoen. Hy het die een voet gevat, dan was dit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan het hy hom weer begin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En vir mense daar gelyk, weet jy, die oom kan nie regtig dans nie. Die oom is nie meer 20 jaar oud, hy was seker al diep in die 70 of 80 jaar oud, maar daardie oom het 'n lewensles geleer. Hy het geweet dat as jy wil staande bly op die pad, hou jou blydskap in die Here, maak die naam van die Here groot, tydig en ontydig, want jou blydskap in die Here is dit wat jou beskerm. En ek weet, daar is vir my gesê in hierdie kerk, ek lyk soos 'n jelly op 'n bord wat iemand met 'n lepel slaan. Dit is oukei. Ek sal die naam van die Here groot maak. Amen. And I just don't, ek het nie offense gevat daaroor nie, dis 'n grap. As jy kan uitdeel met jy kan vat, dis fine. Maar ek gee nie om nie. En vergeet hoe jy lyk, en vergeet, ek wil dit sommer vir jou sê vanmôre voor ek afsluit, vergeet hoe jy lyk, vergeet wat ander mense van jou sê, man, vergeet, man, gooi 'n bietjie jou self-image by die deur uit, en maak die naam van die Here groot, dat die blydskap van die Here kan terugkom in jou lewe. En probeer, net probeer as jy by die huis is nie, doen dit by die kerk as jy doen dit by jou huis ook. Ek het my lekkerste kerk gehou op die sitplek daar in van 'n John Deere trekker. As jy daai ding in 'n rad sit, hy's ook nie haastig nie, want jy ploeg maar stadig. Jy kan lekker sing op daai ding. Waar jy is, moenie dat die vyand jou blydskap steel nie. Ek sluit af. Shana, kan jy vir ons saggies speel asseblief? Is jy 'n Pinkstervolk wat voor my sit vir? Ek wil dit weer vra, wat ek wil nou sê, ek wil nou sensitief krap. Ek wil nou krap soos iemand sê daar wat dit nie juk. Want die goed pastoor, jy moet nie goed preekie. Jy's klaar doring in die vlees hierso in die Weskaap. Jy's klaar. Nuwe wyn. Spreek van 'n vars. Nie 20 jaar terug. 10 jaar terug, 5 jaar. Nuwe wyn. Spreek van 'n vars ontmoeting met die Heilige Gees. Praat met Pinkstermense vanmôre. Efesiërs 5:18 skryf. Hy sê moenie dronk word van wyn nie. Asseblief, dit beteken ook nou nie, toe maar, dit daaroor praat. Kom ek los dit met daar, dat ek eendag net daaroor preek. Moenie dronk word van wyn nie. Hy sê daarin is losbandigheid. Ek gaan dit nou in 'n beter vertaling vir jou lees. Hy sê maar word met die Gees vervul. Amplified skryf, hy sê do not get drunk with wine. For that is wickedness, vertaling, corruption and stupidity. Hy sê, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. Pinkstervol. Ek kan dit nie vanmôre. Ek weet hierdie is 'n boodskap op sy eie. Ek kan dit vanmôre nie genoeg beklemtoon hoe belangrik die werking van die Heilige Gees in jou eie lewe is nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, kind van die Here, wanneer laas, ek praat nie nou van kerk nie, ek is nou by jou, ek is by jou binnekamer, en ek is by jou verhouding met die Here, wanneer laas, het jy jou binnekamer gesluit, soos Matteus 6 sê, en met die Here besig geraak, dat jy voel, hoe die teenwoordigheid van die Here neersaak, wanneer jy te bang is om te roer, want jy weet, dat hy wat groter is, as die tempel, is saam met jou.
Wanneer jy staan, ons onder die krag van die Here, jy kan nie opstaan nie, jy kan nie beweeg nie, wanneer op daai plek kom, wat tyd stil staan, wanneer jy ervaar hoe die Heilige Gees in jou lewe in deponeer, omdat jy in die heiligste van heiligheid in beweeg het. Belangrik is dit in jou lewe. Jy sien, die ou mense, daar's ek in die moeilikheid, die senior mense, het daai koortjie gesing, bid maar deur, tot jy die antwoord kry, onthou jy hom? Hulle het altyd gesê in die kerk, dan sien jy altyd, en ek het dit nooit verstaan nie, ek moes ook maar eers groot word, voor ek het verstaan, dan klap hulle die hande, hulle stamp die voete, hulle bid met, dan vra ek vir hulle, maar wat gaan dan? Dan het hulle my geleer, vir my gesê, jy moet deurbid. Daar's 'n verskil tussen bid en deurbid. Daar's 'n verskil om net 2-3 minute dankie te sê en jou vraelys af te vra en om deur te bid tot in die heerlikheid van die Here in. Ken die verskil, Pinkstervolk. Pinkstervolk, daar's 'n verskil. Hoe ek moet klaarmaak. Die wat nie gevul is met die Heilige Gees nie, beywer jy jou om gevul te word met die Heilige Gees. Ek praat eendag met 'n vrou, sy sê vir my, sy sê, ek het daarom, dit sê en tel, met my bekering, toes ek gedoen, ek het daarom so 20 jaar laas in tale gepraat. Nou vra ek myself, wat beteken dit? Vars ontmoeting, 'n vars deurbraak. Kan jy nie die emmertjie, jy sien maar dit gaan jou 'n prys kos, kan jy nie daardie gaatjies in jou emmertjie begin heel maak, dat die Heilige Gees vir met jou kan ontmoet nie. Ek wil gou vir jou iets sê, dan sluit ek af. Kan ek gou vir jou sê vanmôre, en ek weet julle sal nie miskien iemand oor die lig, maar ek gaan dit sommer reguit sê vanmôre, hoe stikkender jou emmer is, hoe meer gaatjies daar in jou emmer is, hoe minder is jou honger na die Here. Dag as jy op 'n plek kom waar jy jou honger vir die Here verloor het, dan moet jy weet, jou emmer is nou baie stikkend.